Here, hoe afhanklik is ons nie van U in hierdie oggend en in ons lewe van dag tot dag nie. Maar dit is so asof ons, Here, nie meer daardie toenadering soek, amper wil ek sê. En daarom wil ons vir U kom dankie sê vanmôre, Here, dat U bemoeienis maak met elke ene van ons. Dat U ons nie los, dat U nie omdraai, maar dat U ons steeds koester, afgesien van al ons tekortkominge, ons swakhede. Is dit steeds U, Here, wat ons laat wakker word, die son laat opkom, en om net weer te kan sien hoe die son sak in die middag. Daarom is ons dankbaar, Here, vanmôre vir hierdie ou plekkie. Here, waar ons net so in U teenwoordigheid mag wees vanmôre. En ons gebed vanmôre is, o Gees van God, dat U, Here, in elke ene van ons se lewe vanmôre, Here, sal kom inspreek. Vir hulle wat ingeskakel is ook, Here. Dankie dat U alomteenwoordig is. Daarom dank ek U vir die seën van die Here. Seën ons dan vanmôre is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Ons is midde in die tydperk, die seisoen van die lewe waarin Jesus gekruisig en waar hy opgestaan het en hemelvaart toe wat ons donderdag gevier het en waar ons angstig nou wag. Soos daardie disippels in Handelinge 1:8 wat Jesus gesê het, gaan en gaan wag. En ons is in daardie fase, want volgende Sondag is dit Pinkstersondag. En dan herdenk ons in totaliteit dit wat in die Vader se gedagtes vir jou en vir my was en steeds is. En dan wat die wonderwerk van hierdie hele ding is dan dat dit juist dan was, volgens die woord wat die kerklike lewe ontstaan het. Dat daar juis mense opgerig is, soos in die Ou Testament profete, wat dan uitgegaan het as sendelinge om die woord van die Here te verkondig. En weet ons, as ons deur die woord van die Here gaan, dat dit nie altyd maklik was nie, en so het ons dan vir Paulus ook gekry. Dat Paulus, wat hierdie invloedryke man in sy tyd was in Jerusalem, en ek het ook al vir u gesê, hy was 'n lid van die regering, hy sou die hoë priester opvolg, hy was lid van die Sanhedrin, unieke man, maar hy het nie die Here geken nie. Hy het God gesoek, daar was iets in sy binneste, glo ek, wat soekend was tot op die dag wat die Here hom laat val het, Damaskus toe. En so kom ons en ons kry hierdie man wat 'n 360 grade draai omgeswaai het in sy lewe, van amper wil ek sê, hulle het die wet gedien en die dinge van die Here en nie die Here van die dinge nie. En so kry ons hierdie man wat heeltemal gerehabiliteer het, wat deur die krag van die Heilige Gees en wat opstaan met 'n nuwe hart. Jesegiel 38:26 sê ook vir jou so. Ook Jesegiel 21 vers 16 sê dit ook vir jou. En so kry ons vir Paulus, en Paulus was hierdie man wat glad nie bang was nie. En so kry ons dan vir Paulus in Handelinge 17,
waar hy dan met die edeles, met die slim mense van daardie tyd te doen kry in Athene. En hierdie godsman staan nie 'n tree terug vir hulle nie. Want in Matteus 17, ek wil sommer net aan die begin vir jou 'n vers lees, vers 32, maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent uitvra. Nou weet ons die tydperk wat hy gekom het, die Sadduseërs het ook nie geglo aan die opstanding nie, die Fariseërs het geglo. Die Sostenes, wat die Bybel nie van praat nie, wat 'n derde teologiese skool, jy moet onthou dat dit was teologiese skole in Jerusalem. Hulle was nie hierdie ouens wat onder die boom die wet geleer het nie. En so kry ons dat hierdie manne, die wyse manne van Athene, kom en ook met Paulus wil in 'n argument betrokke raak. En ek wil net so 'n stukkie vir jou lees, en terwyl Paulus vers 16 in Athene vir die ander disippels wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En luister mooi, in die sinagoge. En sommige van die Epikureëse en die Stoïense wysgeere het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, praat. Areopagus in Athene was 'n koppie waarin hulle ook die hofsaake van die dag gehou het, en waar al die wysgeere, die slim ouens bymekaar gekom het, en dan het elkeen sy opinie of sy idee gelig van dit wat hy glo, en dit wat hulle sien, en dit wat hulle verstaan. So dit was 'n mengelmoes van mense wat met mekaar geredeneer het, en so het hulle vir Paulus gesê, ons wil vir jou ook daar hê, sodat ons kan hoor wat het jy te sê. En Paulus het die volgende het hy vir hulle gesê. Hy sê, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het en ook 'n altaar gevind het waarop daar geskryf is aan 'n onbekende God, hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Paulus kom en hy in 'n mate stel hulle gerus. Hy sê, ek het deur die stad gegaan en ek sien dat julle baie kerkmense is, of noem dit wat jy wil, julle glo. Hy sê, maar daar het ek die monument of die standbeeld gekry van die onbekende God. Jy sien, hierdie mense het seker gemaak dat daar 'n deurtjie oop is. En nou as ek en jy na vandag na onsself kyk, en ons kyk ook na ons kerke, en ons kyk na die wêreld, dan sien ons dat ons is baie van ons, en dit is net so, dat dank die Here vir jou, en wat hier sit, en wat dalk luister na hierdie boodskap, dat jy nie dalk deel is van daai mense nie, maar dat mense hulle besig hou met allerlei dinge, en dan hou hulle 'n deurtjie oop. En ongelukkig gaan dit nie so werk nie. Jy sien hierdie wysgeere, hierdie filosowe wat daar gesit het, en daar was 'n filosofiese skool in Athene,
waar hierdie mense hierdie goed geleer het. En as jy bietjie in die agtergrond ingaan, dan sal jy verbaas staan om te sien in watter rigtings het hierdie mense oral gestudeer. So kry ons dan dat daar was 'n plek ook wat hulle 'n orakel, 'n orakel genoem het, en as jy probleme gehad het, dan het jy na die priester toe gegaan of die man voor, en dan het jy vir hom gesê wat is jou probleem, dan het hy agterin gegaan en dan sê die oorlewing dat dan was daar 'n klomp ou dames gewees, en dan het hierdie ou jou probleem aan hulle bekend gemaak, en dan het hulle beginne bid en in brabbeltaal beginne praat, en dan sou hulle vir daai ou sê wat is fout en wat moet jy doen om reg te maak. En ons moet nie hierdie goed verwar nie. Jy sien, die duiwel is 'n naaper. En baie keer verwar ons hierdie goed met mense wat in 'n vreemde taal spreek, Korintiërs 14. Die duiwel naap alles wat goed is om mense van die pad af te haal. En so het hierdie filosowe het hulle by mekaar gekom en dan het hulle met mekaar geredeneer, sê die woord. Maar Paulus kom en hy sê, vriende, hierdie onbekende God, wat julle nie ken nie en wat julle nie dien nie, dis die God wat ek aan julle wil kom verkondig vanmôre. Jy sien, Paulus was nie 'n man wat skaam was nie. Paulus was ook nie 'n man wat baie bang was nie. Paulus het net hierdie, ek wil amper vir jou sê, hy het hierdie roekeloosheid van 'n wedergebore kind van God. Kan jy onthou die dag toe jy tot bekering gekom het? Jy wou die dorp, jy wou die land omkeer om mense by die Here te kry. En dit was Paulus se idee. Paulus het nie teruggestaan vir hierdie ouens nie en hy het hulle teengegaan. Paulus het hierdie wonderlike ondervinding met 'n God gehad wat ek en jy is ons het nog nie gehad en die gaan beleef eendag. Jy sien, en ek en jy sit in 'n baie moeilike situasie vandag. As jy gaan kyk na die evolusie leer, Darwin, wat die evolusie leer gebring het, dit dinge hierdie wat besig is om die Christendom te probeer kanselleer. Ons het nou die dag gepraat oor daai horlosie, the New World Order, en dan daardie Doomsday klok. Hulle sê daar's 90 minute oor voor die Doomsday klok en dan gaan die wêreld vergaan. En dan kry ons die ander ouens wat weer van die ander kant af kom en hulle praat oor die Big Bang. En so terwyl ek en jy en ons leef in hierdie tyd, word jy gekonfronteer deur allerlei dinge en mense kom met jou en hulle wil met jou kom stry oor die teologie. Hulle wil met jou kom stry oor 'n kerk se naam en hulle wil allerlei goed wil hulle kom oor jou uitspreek, terwyl al wat ons moet doen is dat ons moet by die woord van die Here uitkom. En dank God dat daar nie 'n naam van 'n kerk in die Bybel is nie. Al wat hy praat van 'n kerk is in Handelinge waar hy gesê het, hy was die mense van die weg genoem. Dis die naaste wat hy aan 'n kerk gekom het. Ons word so geïndoktrineer, ons word so van alle kante af, word ons met leuns en met allerlei teologiese stellings en goed word ons gekonfronteer, en dan dink ons maar dis dieselfde. Joan Santos, hy het 'n boek geskryf, The Anatomy of the Scientists, kernwetenskaplike. Dit gaan gebeur, daai gaan gebeur. En as hierdie doomsday klok
nie werk nie, dan is die Big Bang daar. Of so nie is die fisikuste. Of so nie is hierdie kernwetenskaplikes besig. En tussen hierdie helse gemors, wat besig is om in mense se lewens, hulle lewens te verwoes, sit ek en jy met die antwoord, die woord van God. Ouens, ons kan nie hierdie goed wegwens nie. Ons kan nie sê, Here, breek hierdie bande. Ons kan nie. Die Bybel moet ontvervulling kom, Matteus 24, Lukas 21. Ek lees 'n ding hierdie week van 'n satanis wat tot bekering gekom het. Jy kan nie na hierdie man kyk nie. Dis net goed in sy gesig en oral. En hy sê, I want to tell you something. Hy sê, you must pray for your children. Hy sê, want ons het hierdie goed gesien en geervaar, dat mense wat vir hulle kinders bid, as die vyand of die sataniste goed wil reflekteer, dwelms en al daai goed, en hierdie kind het 'n agtergrond van 'n ma en 'n pa wat gebid het, dan kan daai strale om niks doen nie. Hy sê ons het ervaar, ons het gesien, dit lyk asof hierdie kinders toegemaak word met 'n straal of met 'n laser of 'n ding, so die pyle wat ons afvuur op hierdie kinders draai om na ons toe terug. Ek sê nou nogtans, is dit so dat hierdie God wat vir jou en vir my bekend moet wees. Ek en jy weet. Wys my een mens wat nie weet dat iewers moet hy gebore geword het, iewers moet hy geld, iewers moet hy kos. Hierdie God van ek en jy is in oral te sien. Oral as jy aan iets vat, dis deur God geskape. Hoe kan ons dan so blaatant wees? En ek praat oor die wêreld, ek praat nie van ek en jy nie, maar luister, vanmôre wil ek vir jou sê, God vertrou jou met sy kindskap en sy evangelie. God vertrou jou vanmôre. Dis 'n harde iets om te sê. Maar as God jou vertrou met die evangelie, dan jy 'n plig. Jy het 'n plig. Jy het 'n plig oor jou huisgesin. Jy het 'n plig oor jou kinders. Jy het 'n plig oor jou finansies. Jy het 'n plig oor jou eiendom. Jy het 'n plig oor jy het 'n plig oor daai, jy het 'n plig. Maar weet wat? Jy het 'n plig teenoor God ook. En so maklik is dit die eerste ding wat ons versuim. En ons weet, ons is nie almal sterk in die geestelike dimensie nie, dispensasie hierdie waarin ek en jy is, wat moeilik is. Maar die Here wil kom en vir ons sê, Matteus 28 vers 17, wat sê, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. Dit maak nie saak wat se lewe jy lei nie. Dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Dit maak nie saak van jou finansies of jou wat ook al jou maak nie saak nie. Ons is op die aarde gesit om verteenwoordigers van God te wees. En almal kan nie predikante wees nie, maar weet jy wat? Jy hoef nie eens 'n woord te sê nie, jou gesig of jou uitdrukking sê vir die ou wat van voor af aangestap kom, wat is daar in jou? Dis net hoe maklik dit is.
Maar ons kyk by dit verby, Romeine 1:16 sê, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Lukas 9:26 sê, hy sê, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid. Ek en jy ken hierdie God. Elon Musk het nou hierdie ding in die brein. Het julle gelees van dit? Dat jy kan onthou en nie vergeet nie. Dis 'n werklikheid, vriende. Dis nie stories wat ons lees nie. Mense word ingeplant nou al in hulle gedagtes. Mense word weer geïndoktrineer deur die COVID wat nou weer in Amerika posgevat het julle gesien. Almal moet nou weer gaan vir inspuiting. Dis 'n klug. Dis 'n klug. Dit maak mense dood. Maar mense glo hierdie goed in plaas van dat ons op 'n plek in ons lewe kom en sê, Here, hier is ek met my probleme of my situasie of my omstandigheid. Here, ek is besig om myself te verdrink in dit wat my in 'n dam water of wat ook al die geval is. Dan is dit so dat New World Order het ek ook gesê, het julle gesien dat van ons groot koppe en die grootste kop dra nou al 'n badge net partykeer met die New World Order as hy toespraak hou, het julle dit al gesien? Hulle is besig om ons te indoktrineer deur al hierdie goed. Maar ouens, ek en jy is vry. Ons is losgekoop deur die bloed van die lam. Dis hoekom dit nodig is dat ons dit sal doen. Paulus sê elke keer as julle dit doen, dan herinner julle julleself, en dis hoekom nagmaal het nog nooit aan 'n kerk behoort nie. Nie waar kom die mense aan hierdie bog, om so te sê nie. Dis iets wat Jesus vir jou en vir my kom doen het. En daarom is ek en jy vanmôre langs hierdie tafel sit of staan. En as jy nie kan opstaan nie, dan moet jy jou hand opsteek, dan sal Cheryl jou bedien in die bank. Dan is daar iets in jou gees wat dalk wakker word om te sê, Here, nou besef ek die waarde. En ek kom doen vanmôre en ek kom hou nagmaal met 'n waardigheid in my binneste om vir u te kom sê, Here, ek is so dankbaar. En so het Paulus hy opgestaan en hy het gesê, dis hoe ons dit doen. Maar vandag nog is dit ongelukkig so dat almal hardloop teen die Here en teen sy dinge. En ongelukkig vir daardie mense gaan daar nie 'n deurtjie wees soos hierdie ouens wat die monumentjie opgesit het om te sê aan 'n onbekende God nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, die Here weet van jou swakhede. Luister, jy is nie hierdie macho man en vrou wat jy dink jy is nie. Jy jok vir jouself. Jy is nie. Dis hoekom die Here sê hy het medelee met jou swakhede. En dis hoekom in elke evangelie sê hy, wie nie volhard tot die einde sal nie gered word nie. Ons moet volhard
Want die vyand lê en loer vir ons daar buite. Dis sy werk. So moenie skaam wees as jy iets doen wat nie reg is nie. Kom net op 'n plek en op 'n iewers in jou lewe wat jy net hierdie ding bely en dan laat staan jy dit. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom vir ons met die sondes. Hy het nie vir die goeie mense gekom nie. Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Psalm 51:7 sê, in sonde is jy gebore en in ongeregtigheid het jou moeder jou ontvang. Romeine 6:23 sê, maar die loon van hierdie sonde is dan die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Dis hoekom jy moet tot bekering kom, nie voorgestel of aangestel of afgestel of wat nie. Jy moet op 'n plek kom waaraan hierdie is 'n predikant of 'n pastoor nou, jy in God se midde kan inkom om te sê, Here, hier is ou Willie vanmôre. Soos ek is. Want dan kom my gees tot bekering. Hierdie ding kan nooit tot bekering kom nie. Dis hoekom vleis en bloed gaan nie in die koninkryk van God nie. Dis hoekom, dis die rede. Maar wie wat ek en jy sit met die ek wil amper sê die grootste diamant in ons lewe, die genadegawe van Jesus Christus. Wat sê, ek het vir jou gesterf. Ek is hier vir jou. En as ek en jy vanmôre aan die tafel gaan sit, en jy sit vanmôre hier, en jy sê ek kan nie nagmaal gebruik nie, dan moet jy jou hand in jou boesem steek, net daar waar jy sit, en sê, Here, vergewe my. Dit is dat die woord sê, jy moet dit los en jy moet teruggaan. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy weet van iets, kan jy die nagmaal gebruik en jy kan hier uitstap en jy kan gaan regmaak. Want wie sê, ons gaan weer 'n geleentheid hê? Lewe is nie in ons hande nie. Maar as ek net my saak met die Here kan regmaak, sê Jesus, ek ontvang vanmôre hierdie gawe, hierdie verlossing. Dankie vir dit wat U vir my gedoen het. En Here, ek sal my nie ophou met al hierdie oorkoepelende dinge en goed wat my so wil wegtrek en afbreek van U af nie. Ag, en daar's duisende ander goede wat ek vir jou nog by kan sê. Maar weet jy wat, ek en jy is so bevoorreg om nog hierdie kant te mag wees en nog die woord van die Here te kan hoor. Want jy sien, en ek sê dit baie, die dag wanneer jou berou te laat is dit te laat. Ek en jy het vanmôre die voorreg, sê Here, ek erken, bely en ouens, ons moet nie skaam wees om dit te doen nie. Ek doen dit, want ek is nie 'n volmaakte man nie. Ek bely voor die Here. Dan sien ek mense kyk my soos ek sê, Here, ek is so jammer, ek het nou weer dit dalk. Here, ek is jammer. Die mense dink jy's maar, laat hulle dink wat hulle wil, man. Ek moet my saak met God regkry. Daarom is dit vir ons kosbaar om vanmôre as ons aan die tafel gaan sit. En as jy nie kan nie, ek sê weer, steek jou hand op, Cheryl sal jou bedien, om net op hierdie manier te kan kom. En Jesus self is aan die woord in Lukas as hy sê, want hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Herdenk dit
Geniet dit. Herinner jouself dat jy 'n eindbestemming wat nie hier is nie, maar wat Jesus gegaan het, besig om reg te maak vir jou en vir my. 'n mansion wat ons nie kan begryp of verstaan nie, maar wat hy vir jou en vir my in gedagte het. Kom ons buig ons hoofde. Vader, ek wil U dankie sê vanmôre vir 'n paar woordjies wat ons met mekaar kon gedeel het. Dankie Jesus dat ons dit kan kom herinner vanmôre. En Heilige Gees dat U hier is by en met en saam in ons is vanmôre. Ook wil die eer vanmôre vir U kom sê, Here, wat 'n voorreg is dit nie vir ons, Here, om nog 'n geleentheid, nog 'n kans te hê vandag. Miskien die laaste, ons weet nie. Maar dankie vir hierdie kans vir oggend. En daarom wil ek bid, Here, vir mense wat dalk hier sit, of wat ingeskakel is in hierdie diens vanmôre. Daar's nog 'n tyd. Daar's nog tyd om voor die Here te kom en te sê, hier is ek. Vergewe my, was my en maak my kind van God. Dankie vanmôre vir die tafel, Here. Dankie dat ons dit mag geniet in Jesus naam. Amen en amen.